Goeienaand julle, baie welkom. Ons het nou al darm 'n lekker koppie koffie agter die blad. Ek hoop julle het ook koffie of tee of iets by julle. Kom ons maak ons oogies toe, dan raak ons bietjie rus. Here, dankie vir nog 'n dag. Al was hy woes, al was hy dalk hartseer, al was hy reënerig en die weer het gemaak dat mens amper in jou bed wil bly lê en jouself jammer kry. Dankie vir sulke dae ook, want partykeer is dit net nodig om by u voete te kom lê en laat die trane loop. Laat ons net kan asemhaal en weet, daar's iemand wat ons op toevou, maak nie saak hoe dit buite lyk nie. Here, dankie dat ons weet, die wat al die voorreg gehad het om op 'n vliegtuig te vlieg, dat al skyn die son nie hier by ons nie, skyn hy altyd. Ons moet net deur die wolke kom. Dankie dat ons weet, U is altyd by ons, maak nie saak wat nie. Breek asseblief die woord oop en maak ons harte ontvanklik vir dit. Amen. Goed, so, ons is by die laaste van die 7 gemeente. Kan julle glo uiteindelik. OK. Ons is by Efese. Nou ek het hom vir 'n rede laaste gedoen, al staan hy eerste in julle Bybels. So, Efese is nie net 'n brief in ons Bybel nie. Ons het 'n hele boek, die boek Efesiërs in die Bybel. Ek het nou vergeet om vir julle te sê, maar maak vir my daar ook oop. Die ouens wat 'n Bybel in praktyk het, jy kry Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, dan kry jy Romeine, dan kry jy die Korintiërs en dan die Galasiërs en dan die Efesiërs is op bladsy 1821. 1821. So hierdie is 'n hele boek wat Paulus vir hierdie gemeente in Efese geskryf het. Niks van die ander, nie Laodicea of Pergamum of enige van die ander gemeentes het so 'n brief gekry nie. Hoekom? Want Efese was die grootste gemeente wat daar was. OK. Julle gaan nou sien as ons daar bietjie deurwerk. Hy was die hawe stad, so sê nou maar ons het nie karre en goed gehad nie, die vinnigste pad was op 'n boot, sou Efese gewees het waar ons eerste afklim en opklim. OK. Nou as jy 'n bietjie agter in die hele Bybels kyk na Paulus se roetes wat hy gegaan het, het altyd by Efese begin, whether hy nou op die see gegaan het of op die land, en het weer by Efese kom stop. So dit was een van daai mynplekke. Goed. Die ander ding wat jy moet sien is, Paulus het vir die Efesiërs Efese geskryf, maar kyk gou daar, sien julle elke keer in die Bybel in praktyk, as ek hom so hou, dan sê hulle, wat is die doel van die boek? Wie het hom geskrywe? So die skrywer is Paulus. En dan die geadresseerdes beteken vir wie hy dit geskryf. Maar kyk, hierso sê hulle, die brief is waarskynlik 'n omsendbrief aan die gelowiges in die hele Klein-Asië, waaronder ook die gelowiges in Efese. So al is die boek Efesiërs genoem, dis die eerste land waar hy, of die plekkie waar hy aangeland het. En dan het die brief daar begin, en dan het al die gemeentes hom so tussen mekaar gestuur, en dan het hy weer teruggekom. So whatever hier staan, geld eintlik vir al die gemeentes, en vir ons nog vandag. OK. So wie kan onthou, Stefanie, kan ek jou brein piek? Ek kan probeer. Wat is die uiteensetting van die ander briewe? Wat het Jesus gewoonlik mee begin? Gewoonlik die goeie goed. Die goeie goed wat die plek gedoen het, en dan het daar so 'n woordjie ingekry. Gewoonlik maar, en dan kom die slegter goed. Die slegter goed. En dan het hy die brief geëindig. Hy het altyd iets gesê van die oorwinnaars. Is dit nie ook al iets, hy het nie al iets gesê om hulp beter te maak Ja. in maten? Hy het altyd geëindig dit te sê, as jy nou nie deel van die klomp is wat die maar ding doen nie, of al is jy nou deel van die klomp wat die maar ding doen, maar jy bekeer jou,
dan gaan jy 'n oorwinningskroon kry. Jy gaan hemel toe gaan. OK. Nou, Efesiërs werk nie so nie. Dis hoekom ek hom gelos het vir laaste. OK. Goed, so kom ons gaan na Efesiërs se boodskap in Openbaring, bladsy 1994. Die boodskap aan Efese. Kom ons lees hom. Almal daar. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy, waar hy is Jesus, wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. OK. So die 7 sterre, kan julle daar nota maak, is al die engele, alles wat in die hemelruim is, die goed wat ons nie kan sien, so die onsigbaar. En die 7 goue lampe is al die gemeentes, met ander woorde, alles op die aarde, wie en wat aan Jesus behoort. So as ons nou sê, hy sê dit, hier staan, so sê hy, wat alles in die hemel en alles op die aarde in sy regterhand vashou. Wat beteken dit? Alles. Hy is die koning van alles. OK. Goed, kom ons hoor wat sê hy. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharde. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword. OK? So klink dit vir julle na goeie goed? Ja. OK? Hulle het hard gewerk, hulle het volhard, hulle het hulle het ondersoek ingestel as mense kom preek, is dit nou 'n leenaar of nie? Hulle het nooit moeg geword nie. Hier kom die maar. Ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin. So dit klink nou vir ons of al die goed wat hy daar genoem het goeie goed is, maar julle gaan nou sien. Jesus tel niks van daai goed as goeie goed nie. Hoekom? Want julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Nou kom die lekker maar julle het dit darm in julle guns, julle verafskie wat die Nikolaïte doen. Dat die Nikolaïte is mense wat onsedelik was, né? Net soos ek dit ook verafskie. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En hier kom daai deeltjie van wat gebeur as jy vashou. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. OK. So, hierdie hele ding, as julle daar woord bietjie wil skryf, gaan oor lig en donker. OK? Efese het een van die 7 wonders van die antieke wêreld, die, as julle daaronder kyk, sien julle daaronder sê hulle vir julle nommertjie 2, die briewe aan die 7 gemeentes, dan staan daar Efese. Efese was 'n toonaangewende stad in Klein-Asië. So Klein-Asië sluit al 7 die gemeentes in. Dit was 'n belangrike handelsstad en een van die 3 invloedrykste stede in die oostelike deel van die Romeinse Ryk. Met ander woorde, nie net in daai stukkie Klein-Asië nie. Oral waar Rome in beheer was Efese een van die 3 belangrikste plekke. Die ander 2 plekke was Alexandria en Antiochia. Maar hier's nou wat hierdie plek so bekend gemaak het. Die tempel van Artemis, wat in Efese geleë was een van die wonders van die antieke wêreld.
So as jy in Google gaan intik, wys my die 7 wonders van die antieke wêreld, dan kom daai tempel van Artemis kom daarop. Onthou ons het gesê met die mitologie, die Grieke het een naam vir die God gehad, maar toe die Romeine in bewind kom, het hulle vir dieselfde God 'n ander naam gegee. So Artemis was die Griekse naam, en die Romeine het hom Diana genoem. Diana, ja. Goed. Wat 'n tipe God wat sy staan? Goed, as ons wil weet wat se tipe God, dan moet ons gou na Handelinge 19 toe blaai. As julle wil saam bly, kan julle? Handelinge 19 is op bladsy 1702. 1702. Okay, sien julle daaronder? Het ons gelees, die tempel van Artemis, wat in Efese geleë was, is een van die wonders van die antieke wêreld, en die vervaardiging van afgodsbeeldjies was 'n belangrike bron van inkomste vir die stad. So in hakies staan daar, jy kan dit vergelyk met Handelinge 19, vers 21 tot 41. So sien julle hoekom weet ek, dis waar ons gaan soek, want dit staan hier onder in Handelinge. Ja. So as jy nou, kom ons sê, jy hou nou van hierdie lighthouse hier onder by die grond, die St. Blaise Lighthouse. So nou gaan bid ons en ons verafgod die St. Blaise Lighthouse, want ons dink hy gee vir ons bonatuurlike krag. So nou kom hier slim ouetjies wat wil weet hoe om geld te maak, en hulle gaan maak molds van klein St. Blaise storentjies, en hulle gaan maak 'n klomp, en hulle kom sit daar onder hulle sambreeltjie, en hulle verkoop daai beeldjies vir almal wat kom, want dis nou 'n stukkie van die ding wat jy kan huis toe vat, né? Nou kom Paulus daarin en hy sê, daai ding is niks werd nie, daai afgod kan nie wonders doen nie. As jy nie vir Jesus bid nie, gaan niks gebeur nie. So wat dink julle gebeur met die seils in daai dorp van daai klein beeldjies? Né? Problem. Moet ek hier vir jou vertel, julle? Okay. So, in Handelinge 19 vers 21, die opskrif daar is die oproer in Efese. Wat is oproer? Dis 'n protesaksie, né? 'n riot. 'n riot, 'n regte riot. Goed. So daar vertel hulle vir ons wat het met Paulus gebeur toe hy na Jerusalem toe gegaan het. As ons bietjie verder lees, by vers 22, hy het 2 van sy helpers, Timotheus en Erastus, vooruitgestuur Macedonië toe, maar self nog 'n tyd lank in die provinsie Asië gebly. Okay, so waar is Efese geleë? Ja. In Asië, okay? En juist toe het daar 'n groot opskudding, 'n riot, ontstaan oor die leer van die Here. 'n silversmid, met ander woorde, daai klein beeldjies het hierdie ou van silwer gemaak, né? 'n silversmid met die naam Demetrius het silverbeeldjies van die tempel van Artemis gemaak en vir die vakmanne 'n goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soortgelyke werk doen, toe bymekaar en sê vir hulle: Mense, julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Met ander woorde, hy glo nie in daai beeld nie. Hy glo nie in die tempel nie. Hy sê vir hulle, hoorie, dis waar ons geld vandaan kom. Dis van hierdie beeldjies. Vers 26. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese vir hom 'n groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word nie gode is nie. Ons bedryf staan in gevaar om 'n slegte naam te kry. Sien julle wat gaan hier aan? Dit het niks met gode of godsdienst, dit gaan oor geld. Okay, hulle gaan nou hulle geldjies verloor. En nie net dit nie, die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis sy betekenis sal verloor
en dat sy van haar grootheid beroof sal word. Hierdie godin wat in die hele provinsie Asië en oor die hele wêreld vereer word. Sien julle hoe ver reis die mense om voor die godin te kom buig? Ja. By die aanhoor van hierdie het hulle woedend geword en geskreeu. Groot is Artemis van die Efesiërs. So dit was die klein tot daai dorp se fyn, né? Die oproer het oor die hele stad uitgebrei. Soos een man het die mense na die amfitheater toe gestorm. Hulle het vir Gaius en Aristarchos, twee Macedoniërs wat saam met Paulus gereis het, gegryp en saamgesleep. So as julle nou 'n bietjie verder hier gaan lees, dan sal julle sien wat se nonsens gebeur het. Kyk daar by vers 35. Uiteindelik het die stadsklerk daarin geslaag om die skare tot bedaring te bring. Efesiërs, het hy gesê. Watter mens weet nou nie dat die stad van Efesiërs die beskermer is van die tempel van die groot Artemis en van haar beeld wat uit die hemel geval het nie? Sien julle, hulle het nie gedink die beeld is gemaak nie. Hy het nou net random hier uit die hemel uit daar geland. Niemand kan dit betwis nie. Bedaar dus en moenie iets oorhaastigs doen nie. Julle het hierdie mans hierheen gebring, alhoewel hulle nie die tempel beroof of die godin belaster het nie. Die hofsitting word gehou en daar is regters. So omdat hulle 'n klomp civilized mense was en geleerde mense het hierdie ou gesê, "Wou net, ons moet 'n ordentlike." So, en Paulus was 'n goeie redenaar. So hy het gereeld daar gestaan en met hulle redenasies, dis so hy die mense oorreed het om Christene te word. Okay. So as julle 'n bietjie oor daai deel van Openbaring oor waaroor die Jesus iets sê in Openbaring oor Artemis, dan moet julle hierdie Handelinge 19 en 20 kom lees. Okay. Goed, so kom ons gaan terug. So daaronder het ons nou gelees van dit. Paulus het ongeveer 3 jaar lank in Efese gewerk en die gelowiges gewaarsku dat vals leraars hulle teen die ware geloof sou kom beïnvloed. Dit kan julle in Handelinge 20 gaan lees. Okay. So, as ons nou 'n bietjie na ons bladsy toe gaan, hierdie een wat sê Openbaring 2, dan sê ek daarbo vir jou, 'n kerk of 'n Christen kan bekend wees vir sy werke, maar tog Jesus uit sy hart verloor. Want dis wat Jesus hier vir hulle sê, ek ken al hierdie goed wat julle doen, julle werk hard, julle is onvermoeid, maar niks van dit doen julle eintlik meer vir my of saam met my. Julle het goed begin. Hoekom? Want Paulus en Johannes, julle gaan net nou sien wie het almal daar gewerk. Dit was Paulus se eerste kerk. Dit was die grootste kerk. Hulle het 3 jaar lank vir Paulus by hulle gehad, wat hy hulle self geteach het. Nee? Dis soos om net die ou wat die meeste weet te kry om jou te kom leer. Jy moet alles weet. En die Here het vir Paulus gesê, waarsku hierdie ouens, hulle gaan afvallig raak. Paulus waarsku hulle en braggies, né? So daar staan, ek het vir julle geskryf en julle moet hierdie onthou vir die res van julle groot mens lewens. Om besig te wees met die dinge van die Here, maar terselfdertyd nie die Here van die dinge te dien nie. Dis 'n gevaar wat in kerke en gemeentes en persoonlik met mense kan gebeur. Jy kan so besig wees om met goed vir die Here te doen, dat jy die Here heeltemal mis. Dit klink vreemd, maar kom ek sê julle wat het hier gebeur. Hierdie mense en baie van die ander mense, toe Paulus by hulle was, het hulle als van die Here gehoor. So hulle was so geesvervuld vir 3 jaar, dat hulle begin het om oor te loop. Hulle het die weduwees versorg. Hulle het na die armes gekyk. Hulle het klinieke begin. Hulle het pannekoek by bazaars begin bak, as mense het nou 'n bietjie na ader trek. Hulle het uitreike gedoen. Hulle het sendingwerk gedoen. Maar hulle het so besig geword in daai goed, dat hulle vergeet het terwyl hulle dit doen, om vir die Here, vir die mense van die Here te leer. So dit lyk na goeie goed, dit lyk na werke van geloof, maar hulle het Jesus wat hulle eerste liefde was, verloor.
Vandag kan mens baie dink aan 'n kerk wat meestal die wonderlikste goedvoel preke preek. Maar hulle maak nooit die Bybel dik. Hoor jy wat ek sê? Jy kan dit vergelyk met 'n plek wat gebou is deur 'n sendeling, sê nou maar Andrew Murray of iemand. As 'n sendeling, hy het daar mense versorg, maar hy het hulle geleer van die Here. So sê nou maar daar's sulke plekke wat nou besluit het, okay, die plek is nou hier, die ou is nou dood, so kom ons gaan aan, maar hulle doen alles, hulle gee die mense kos, maar hulle leer hulle nie meer van die Here. So jy kom te weet van die Here, maar nie 'n verhouding met hom hê nie. Presies. So jy is baie gehoorsaam, maar jy het nie daai band. Nou die woord wat ons Suid-Afrikaners baie voor skaam is die woord intimiteit, né? Want mense koppel dit dadelik aan 'n man en 'n vrou. Maar julle gaan sien, die hele Bybel vol het Jesus gesê hy is die bruidegom, ons is die bruid. Okay? As jy nie intiem met jou man of jou vrou is nie, gaan julle verhouding nie werk. As jy nie, en dit hoef nie noodwendig 'n seksuele intimiteit te wees nie, daar moet 'n vertroue, daar moet 'n verhouding wees. Anders kan dit nie werk. So julle gaan sien, vandag gaan ons baie praat van eerste liefde. Jesus sê, hy moet ons eerste liefde wees, anders kan ons als los. Daai julle Korintiërs wat sê, al praat ek mense, engele tale, maar ek nie liefde nie. Dit gaan nie oor liefde vir ander mense, dit gaan oor eerstens liefde vir Jesus. Goed, so terwyl ons op die topiek is, ek het vir julle gesê, maak oop by Matteus 22. Onthou julle daai klomp fariseërs wat heeltyd vir Jesus wou vasvra? By Matteus 22 vers 34 is die opskrif die groot vraag oor die grootste gebod, of die vraag oor die grootste gebod. Hulle het vir Jesus gesê, okay, ons het nou al hierdie wette, wat is die grootste en belangrikste gebod? Daar by vers 36 sê hulle, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. So, om werkies vir die Here te doen, en om jou naaste lief te hê, en om jouself lief te hê, beteken niks as jy nie eerste vir Jesus lief het. Verstaan julle dit? Daar's baie gelowe daar buite wat baie goed is vir ander mense. Wat baie beter rentmeesters is en liefdevol en goed vir ander mense doen. Maar hulle ken nie vir Jesus nie. Dit help hulle niks. Kyk. So kyk bietjie daar by die volgende deel op julle papier. Jesus ken sy bruid intiem. Okay? Ek sê dit want kyk hoe besing hy hierdie gemeente van hom wat sy bruid is se lof. Hy ken hulle harde werk, hy ken hulle volharding. Hy ken hulle suiwer leer, getrou teenoor vals leraars. Maar hy sê vir hulle kritiek, jy het jou eerste liefde verlaat. Goed, die oproep is, onthou, bekeer jou, doen weer wat jy vroeër gedoen het. So ek het nou 'n bietjie hieroor gedink. Chanelle, jy moet ook bietjie hieroor dink. As hulle dan nou in die begin, toe Paulus daar was, is ek seker hulle was verkeerlinge, né? En toe het hulle afvallig geword. Hier sê Jesus vir hulle, bekeer julle. So dink julle, dis reg om te sê, jy kan meer as een keer tot bekering kom. Ja, jy kan elke dag tot bekering kom. Ja. Nee? So, daar's party mense dink, jy kom een keer tot bekering en dan kan jy die res van jou lewe leef net soos wat jy wil. Hier is 'n bewys wat die Here vir julle sê, go back to your ways. Gaan terug, doen dit weer soos dit moes wees. Nee? En dis baie, baie gevaarlik. As jy dink jy's bekeer, maar jy is nie eintlik nie. Onthou julle daai stuk oor Laodicea wat ons gesê het, moenie lou wees nie. Okay. Goed, en dan gee hy sy belofte, ek sal jou van die boom van die lewe laat eet.
So wie's vandag, Tristan, as jy moet sê, wie is jou boom van die lewe? Sê nou maar vandag, jy gaan nie dood nie, jy's Tristan, jy's vandag hier, jy moet nog jou lewe op die aarde leef, en hier sê die Here, as jy volhard, gaan jy van die boom van die lewe eet. Wat beteken dit? Maak dit vir jou sin, of nie nou? Ok, so, daar's 2 dele hier. Onthou julle, Jesus het, toe hy op aarde geloop het, gesê, ek is die brood, ek is die lig, ek is die pad, ek is die deur. So Jesus is ons brood van die lewe. Kijk, Jesus is ons lewensbrood. Wat dit beteken is, as jy deel is van hom, as jy saam met hom is, het jy die ewige lewe. En dis eintlik so maklik as jy dink aan die nagmaal, né? Wat doen ons? Ons eet die broodjie, ons drink die bloed. Okay. Maar daar's 'n tweede deel hierin. Wat het die ou, kom ons dit vir jou Landi, wat het die ou wat langs Jesus op die kruis gehang het? Hy het vir Jesus gesê, dink aan my. Wat het die Here vir hom gesê? Dit verseker ek jou, Jy sal vandag nog saam met my wees. vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Waar het die boom van die lewe gestaan? Met ander woorde, is die paradys weg of bestaan hy nog? So die ware boom van die lewe bestaan ook nog. Sien julle, is nie weg nie. Die Here het nie die dag toe hy Adam en Eva uitgeskop het, die ding tot niet gemaak nie. Hy het engele daar gesit om hom op te pas. Ons kan hom net nie sien, maar ons gaan nog in hom wees. Amazing, né? So daar's 2 maniere om na die boom te kyk. Ok. Goed, ek het vir julle gesê, eerste liefde. Met ander woorde, as Marlies nou Sondag gedoop word, né? Marlies sê vir ons, hoekom het jy 'n wit rok gaan soek? Want ek's nog nooit gedoop nie, en ek wil trou met Jesus. Nou, kyk nou, né? Sy sê vir die wat nie hoor nie, sy is nog nooit gedoop nie, en sy wil trou met Jesus. Sien julle waar kom die wit dooprokkie idee vandaan? Kon ek nie 'n ridiculous ene gekry nie. Nee, dis fyn. Omdat dit so lank is. Maar dis so mooi. Ek onthou, Selmarie sal dalk onthou toe ons die kinders die eerste keer uitgenooi het na Imagine toe in die kerk, het Megan, ons dogter, 'n video gemaak. Het sy gesê het om die ander mense uit te nooi om weer te kom. Sy gesê na eerste Imagine, het sy besef, maak nie saak of sy ooit trou in die lewe of ooit 'n kerel kry nie. Jesus is haar bruidegom vir altyd. En al trou sy hier, gaan Jesus nog steeds haar bruidegom wees vir altyd. Dit is waaroor die bruid en die bruidegom ding gaan. Kom. Imagine, Annika, as jy dalk eendag trou en jy kom in die aisle afgeloop met jou trourokkie, hoe klop jou man se hart wat daar voor vir jou wag, né? Dis so Jesus se hart klop terwyl hy vir ons wag. En mens dink nie so daaraan nie. Dis vir vrouens bietjie makliker, maar vir 'n man is dit weird. Vir ons as jy nou bedink iemand praat van jou as sy bruid, dan klink dit nie lekker nie. Nee. Maar net so kan jy dit omdraai en jy dink hoe het jy gevoel toe jy jou bruid sien loop het. Daai gevoel is wat die Here kry as hy wag vir vrou. Want in die Here se oë is jy nie 'n man of 'n vrou nie, jy's 'n kind. Jy is sy bruid. Hy praat, julle sal sien, as julle nou julle Bybels begin bestudeer, hy praat altyd van sy gemeente op die aarde as sy bruid. Nou julle daar so 'n stuk wat die meisies met die lampies moes gaan klop aan die bruilof. En toe die Here gesê, vir die wat gereed was, kom in, vir die wat nie gereed was, gesê, gaan weg, ek ken julle nie. Die Here praat heeltyd van 'n bruidegom ding, en dan sal julle dit bietjie beter verstaan. Right. Ek het vir julle daar my mooiste boom geteken, sien julle? So die boom van die lewe, eet van Jesus se liggaam. Ek het julle die bruid en die bruidegom. Goed, Matteus is daai stukkie wat ons gelees het, van Jesus is jou eerste liefde. Efese het nie hulle liefde vir mense verloor nie, maar wel hulle intimiteit met God. En dis wat die Here teen hulle het. Dit help nie jy doen alles elke dag tot die beste van jou vermoë nie.
En ek sê julle, mens doen dit nie as prins nie. Dit gebeur per ongeluk. Dit het hierdie week met my en oom Henk gebeur. Ons was so besig om ander mense te bedien en om ons Christelike lewens uit te leef en om ons harte en ons hande vir ander mense te gee. Laat ons nie self tyd gehad het om stil te word by die Here nie. En ons batterye het pap geword. Daai ding wat die ligwaardinne vir jou sê, Salmarie jou sussie het dit weer gedoen verlede week, wat sê, sit jou eie masker op voordat jy iemand anders help. As jy nie jou suurstof by Jesus kry nie, het jy nie genoeg krag, suurstof, om Jesus vir iemand anders te wys. Mense raak so vinnig vasgevang in die dinge van die kerk of die dinge van die Here in plaas van die Here van die dinge. Kijk, dis baie belangrik. Goed. Wanneer dit afkoel, word dienswerk 'n plig en nie 'n vreugde nie. Kan jy nou dink as jy by die kerk moet begin werk, né? En jy doen dit nie meer vir die Here nie, dan begin jy nie lekker werk. Hoekom moet ek nou weer gaan koffie skink? Niemand anders steek hulle hand op. Niemand anders wil bietjie iets doen by die kerk nie. Ek moet dit altyd self doen. Vir wie doen jy dit? As jy gaan met die idee van ek doen hierdie vandag vir die Here, gaan jy nie so voel nie. Dan kan mense jou maar teleurstel. Want ek beloof julle, 9 uit 10 van die mense wat afvallig raak van die kerk, is as gevolg van mense, nie van die Here of van die kerk nie. Dit is maklik om te sê, ek gaan nie weer nie, want dit en dit het gebeur. Ek is nie meer 'n kerkganger nie, want dit en dit. Daar almal by die kerk is Sondags. Imagine as almal wat hulle voete op die kerkterrein Sondag gaan sit, sê, alles wat ek doen vandag, doen ek vir die Here. Hoe lekker gaan dit wees om kerk toe te gaan? Kyk, Ons gaan begin karre was. ja, sien, né? En ons van julle wat dalk nog nie in ons kerk was nie, of ek sê nou ons kerk in die moedergemeente, ek dink baie ander gemeentes het dit ook. Daar is sulke bordjies bo kan die deure as jy uitloop uit die kerk uit wat sê, hier verlaat die kerk nou die gebou. Met ander woorde, jy is die kerk. Nie net in die gebou op 'n Sondag nie, by jou werk, in jou gesin, by die huis, wanneer jy die skroelgoedmasjien uitmaak, of jou bed moet opmaak, of jy wasgoed moet was, né? Imagine as jy weet, heel dag, dis jou sendingveld. Hoe anders gaan jy oor die lewe dink? Jy gaan die Here kan loof in snotneuse afvee. Jy gaan die Here kan loof in om tuin te maak. Jy gaan die Here kan loof in om petrol in jou kar te gooi. Dis 'n ander manier van dink. Kyk. Wanneer jy nie eers jou verhouding met God voed nie, raak jou liefde vir mense vinnig oppervlakkig en uitbrandend. Dis wat ek julle nou gesê het, né? So, daar het ek vir julle 'n kruis geteken. Sien julle my mooi kruisprentjie? Chanel, teken ek mooi. Ja, mag ek jou. Okay, so, onthou nou die vertikale deel van die kruis is die dikker stomp. Okay, die dikker deel. Die horisontale deel is die enetjie wat so loop. So net op 'n sideway, toe Jesus sy kruis gedra het, het hy nie daai hele ding gedra nie. Hy het nie daai boonste side een gedra. Okay? Niemand sal daai hele ding kan dra. En ewen dit het vir hom te swaar gewaar. Dis hoekom Simon hom gehelp het. Okay? So moenie dink as jy jou voorstel nou op hoe loop Jesus, hulle het daai ding gedra. Goed, so. Jy moet eers jou vertikale verhouding reg kry. Jou sterk stom, jy en die Here. Dan kan jy jou horisontale een van om jouself en jou medemens liewer te hê. So eers God lief hê, dan kan jy hierdie ding doen. Hierdie een kan nie staan as hierdie een nie is. Dis 'n maklike manier vir ons Christen om dit bietjie te onthou, né? Goed. So aan die ander kant het ek vir julle gesê, nie alles wat in 'n garage staan is 'n kar nie. Ons staan buite. Ek het 1 miljoen in my garage. So Tristan, as jy jou trapfiets daar intrek, word hy 'n kar? Nee. Nie almal wat in die kerk sit of help met die kerk se bazaar is Christene nie. Né? En ek bedoel dit nie met ander mense nie. Ek bedoel dit
vir introspeksie. Is jy nog warm vir die Here? Of gaan jy na 'n kerk toe, of gaan jy na 'n Bybelstudie toe uit gewoonte, of om nie skuldig te voel nie, of gaan jy daar, jy weet, jy wil bietjie die Here beter leer ken, jy wil bietjie intimiteit hê. En gewoonlik gaan jy dit nie by die kerk kry. Ek sê jou nou, as jy kerk toe gaan met die idee van, jy is nie daar om intiem met die Here te wees, jy is daar om gemeenskap met gelowiges te hê. Jou intimiteit kry jy alleen as jy stil word. As jy langs die see sit en jy praat met die Here oor die mooi natuur. Of as jy, terwyl jy jou tande borsel, dink, hoe gaan my dag loop? Praat met die Here oor jou dag. Jy hoef nie noodwendig te gaan sit in die oggend en jou Bybel oor, it is amazing as jy kan. Maar praat met die Here oor jou dag. Voor jou dag begin. Dan gaan jy sien hoeveel makliker gaan jou dag. So daar het ek vir julle 'n menorah kers geteken. Julle gaan sien, baie in Openbaring en ander dele gaan dit oor die 7 vlamme, die 7 kerse, die 7 lampe. Goed? So hierdie, elke een, dis 'n lekker ding wat hulle doen, soos wat hulle oor die 7 gemeentes praat, julle sal nou sien, het hulle elke keer 'n kersie gaan aansteek, né? En dan elke keer as jy gaan kyk by die 7 gemeentes wat het hulle verkeerd gedoen, dan blaas hulle die kersie uit, né? En dan soos wat jy repent en jy kom terug na die Here toe, dan steek jy weer jou kersie aan, né? Dis ook sulke sigbare manier wat jy vir jouself kan sê, ag, al my kersies brand vandag, maar hierdie kersie van om self eers my eie suurstofmasker op te sit, hy brand nie bright vandag. Ek moet 'n bietjie aandag aan hom gee. Kyk, ons het geselskap van 'n voet. Goed. So ek het daar vir julle gesê, 'n brandende kers, of 'n brandende kandelaar, of 'n brandende kerk, of 'n brandende Christen, is iemand wat God eerste stel in hulle lewe. Nie jou vrou of jou kinders mag bo God in lewe gestel word. Dis vir party mamas baie erg, te dink hulle moet Jesus kies bo hulle kinders, né? Diereliefhebbers, kan jy dink as jy Jesus moet kies vir jou hond of jou kat of jou hasie? Nee, dit klink weird, maar gaan dink bietjie daaroor. Nee? Sê jy eers in die oggend vir jou hondjie hallo of sê jy goeiemôre Here, dankie vir 'n nuwe dag. Gaan dink bietjie daaroor. As jy worry, dink jy eers aan jou waar's jou kinders of sê jy vir Here, dankie dat ek kinders het. Beskerm hulle waar hulle is waar ek nie meer na hulle kan kyk nie. Dan het jy 'n ander tipe verhouding. Kyk. Die liefde vir God skyn uit na ander sonder moeite. Goed, so wat het die Here daar in die laaste stukkie vir hulle gesê? Daar in Openbaring het hy gesê, hy gaan wat uitdoof as hulle nie repent nie? Kan julle onthou? Hy gaan hulle lig van die stander afhaal. Wat sê hy? Vers 6. Nee, is dit? Vers 5. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Sien julle hoekom het ek gesê, hierdie gaan oor lig en donker? Want hulle was so bright stad wat altyd so geskyn het. Nou moet julle gou onthou, daar waar ons Efesiërs gekyk het, né? Wanneer het Paulus Efesiërs geskryf? Watter jaar, kan jy onthou? Ja, okay. Die ontstaantyd van Efese is tussen 56 en 62 na Christus. Okay? So sê nou maar in die helfte van die 1ste eeu. Het Paulus die brief aan Efese geskryf? Wanneer is Openbaring geskryf? Kyk gaga. Die ontstaantyd van Openbaring omstreeks 95 na Christus. So sien julle daar het omtrent 50 jaar verbygegaan tussen wat Paulus hulle bedien het en wat hulle so warm was en hulle harte so hard geklop het vir die Here. En 50 jaar later
laat Jesus 'n brief deur Johannes skryf en sê, julle het in hierdie 50 jaar van die pad af geraak. Gaan terug en word weer soos julle was. Dis minder as een persoon se leeftyd. Sien julle dit? Hoe maklik het die goed te mekaar gegaan. So in 50 jaar waarsku Jesus hulle. Kyk nou wat gebeur. Ek het dit al vir julle daaronder geskryf. Maar kom ons lees gou hier. Wanneer die eerste liefde verdwyn, raak die vlam kleiner en dan begin hy flikker en dan doof hy uit. So die Here het hulle na 50 jaar later gewaarsku. As julle nie repent nie, gaan ek julle lig uitdoof. Wie se lig gaan hy uitdoof? Sy grootste gemeente. Né? Kyk daar, Paulus het 3 jaar daar gewerk. Timoteus, die ou wat saam met Paulus was, het daar gepreek en gebly. Johannes wat hier, onthou julle toe hy Openbaring geskryf het, was hy op Patmos, daai eiland. Maar toe hy oud en siek was, het hy van die eiland af teruggekom, Efese toe. Hy het daar gesterf en sy graf is daar. Sien julle daai 3 name wat daar was? Ek gaan nou vir julle 'n bietjie wys van Priscilla en Aquila en van Apollos. Apollo is nie net 'n ruitetuig nie, hoor? Dis 'n persoon. Goed. So God waarsku hulle, ek gaan julle liggie uitdoof. Wat gebeur? Die floreerende hawe stad wat daar op die kus was, waar almal hulle bootjies gestop het. Die ouens het nie repent nie. Die Geisterrivier het stadig die hawe met sluk gevul. Vandag lê die ruïnes van Efese kilometers ver van die see af. Hulle is nie meer 'n hawestad nie. En dit het binne die eerste, aan die begin van die 2de eeu gebeur. Amper 2000 jaar terug. Hulle het nie gerepent nie, die Here het hulle liggie uitgedof. Hy het laat die see wegtrek, dat daar nie meer bote kan stop. Van sy grootste gemeente. Het hulle gewaarsku, het nie geluister, hy het net gesê, ek maak julle toe. Julle dien my nie meer nie. Julle doen al hierdie wonderlike goed, maar ek's nie deel daarvan nie, so ek stop julle. En hulle dink heeltyd hulle doen goed. Hulle dink heeltyd hulle doen goed. Nee. So daaronder het ek vir julle gesê, net so sterf 'n gemeente as hulle van die bron van liefde van God self afgesny word. So kyk maar hoe gaan gemeentes dood, wat van die pad afgaan. Party wat van die pad afgaan, floreer en word al groter, maar vir die verkeerde redes. Nee? So as jy in 'n gemeente is van 10 mense, en julle doen actually Bybelstudie, is die Here baie meer tevrede as met 'n kerk van 2000 wat honderde charities versorg en alles doen wat mooi lyk, maar hulle preek nie die Here. Okay. So moenie dink om hulle selgroepie te wees, julle doen iets verkeerd, want dis hoe dit was. Kijk. So, wie van julle wil begrawe word? Niemand. Okay. Ek wil ook nie meer nie, maar op 'n stadium wou ek, né? Tot kleinerig. Ek het altyd gedink ek soek so groot engel op my graf. Né? Hulle was vir my so mooi, daai wit engele wat so staan. So, ek wil julle 'n bietjie van Priscilla en Aquila vertel. Gaan na bladsy 1699. Hoekom ek gevra het wie wil begrawe word? Want ek het gedink, as ek en oom Henk dalk nou sou doodgaan en ons sou 'n graf geshare, sou dit vir my die ultimate gewees het, as iemand gesê het op 'n graf, hier lê 'n couple wat soos Priscilla en Aquila try leef. Nee? As iemand vir my sê, soos wie sou jy wil wees, want ek kan nou nie daar sê Jesus nie, want ek is nie Jesus. Hierdie is gewone mense, wat iets reg gekry het, wat ek graag wil reg kry. So kom ons lees gou van Priscilla en Aquila. Sien julle daar, ek het 'n hartjie gemaak, ek het gesê Henk en Suzette, en ek het 'n datum daarby geskryf. Goed. So daar is 'n egpaar wat egter weet, Chanel is op die regte bladsy, 1699, nee, okay. Daar is 'n egpaar wat regtig weet hoe om die beste uit die lewe te haal. Hulle vul mekaar aan,
gebruik mekaar se sterk eienskappe en vorm so 'n effektiewe span. Hulle gesamentlike pogings sal dan ook diegene om hulle beïnvloed. Aquila en Priscilla was so 'n span. Ons lees nêrens in die Bybel van die een sonder om ook van die ander te lees. Hulle was nie net huweliksmaats nie, maar ook medewerkers in die bediening. So sien julle daai klomp kabouters wat sê vrouens mag nie in die bediening wees nie, vrouens mag nie ouderlinge wees nie. Hulle lees nie hulle Bybel so lekker nie. Okay. Priscilla en Aquila het Paulus tydens sy tweede sendingreis in Korinthe ontmoet. Hulle moes pas tevore 'n pad gee uit Rome, aangesien die keiser 'n dekreet uitgevaardig het, waarvoor volgens alle Jode Rome moes verlaat. Hy het as rede aangevoer dat die Jode verantwoordelik was vir die onrus in die stad, miskien as gevolg van hulle meningsverskille oor Jesus, né? Hulle huis was dus net so beweeglik soos die tente wat hulle gemaak het om hulle self te onderhou. So wat het hulle gedoen as werk, Tristan? Hulle was tentmakers, maar letterlik, hulle het tente gemaak waar mense geslaap. Okay? Hulle het Paulus gasvry ontvang en het saam met hulle tente en hy het saam met hulle tente gemaak en die rykdom van sy geestelike wysheid met hulle gedeel. Met ander woorde, hulle het vir hom 'n trade geleer en hy het vir hulle geestelike goed geleer. Okay? So dis waar die woord tentmaker dominee vandaan kom. Paulus, julle sal sien as julle 'n bietjie oor Paulus gaan, hy wou nooit geld van mense vat nie, want hy was bang mense het gedink hy wil die evangelie verkondig vir geld. So, hy het tente gemaak, dis die geld waarmee hy geleef het, en hy het verniet gepreek. As mense dan 'n donasie van hom gee, dan is dit so, maar hy het nie geld gevra nie. So, as 'n dominee dan nou sê, hoorie, ek sal vir julle preek, betaal my net vir die preek, maar ek gaan dan aan met my gewone werk, want dit is waarmee ek my gesin sal voed, dan noem ons so dominee 'n tentmaker. Verstaan julle waar kom dit vandaan? Dis nie nou meer letterlik iemand wat sit in tente maak. Okay. Priscilla en Aquila het hulle geestelike opleiding goed benut. Hulle het aandagtig na die boodskap geluister en alles geëvalueer. In ander woorde, hulle het nie als wat Paulus hulle vertel vir soetkoek opgevreet nie, hulle het dit gaan toets. Apollos, sien julle nou daai naam wat ek julle net nou gesê het hulle as spreker beïndruk. Met ander woorde, hy was 'n goeie prater. Hy was so Zelmarie, hy kon ys in 'n Eskimo verkoop. Okay. Maar hulle het gou besef dat sy boodskap nie volledig was nie. Hulle het hom egter nie openlik daaroor gekonfronteer nie. Sien julle, hulle het nie hom lelik behandel nie, maar hom na hulle huis toe genooi en vir hom vertel wat hy nog moes weet. Tot in daardie stadium het Apollos nog nie geweet, nog net geweet van wat Johannes die Doper vir hom oor Christus gesê het. Met ander woorde, Apollos was 'n follower van Johannes die Doper. En daar het opgehou. Hy was nie deel daarvan toe Jesus gekom het en gesterf het. Okay, so hy het nog gegaan en gesê, julle moet julle bekeer, die Messias kom. Hy het nie geweet die res, daar was nie internet en selfplein. Okay. Priscilla en Aquila het egter vir hom meer van Jesus se lewe, sy dood en sy opstanding vertel, as ook van die inwoning van die Heilige Gees. Daarna kan Apollos voortgaan en op sy kragtige en indrukwekkende manier preek, maar nou het hy die volle verhaal vir almal vertel. So sien julle wat het hulle gedoen? Priscilla en Aquila het aangehou om hulle huis beskikbaar te stel, sodat ander daar van Jesus kon leer, en sodat hy daaraan bid kon word. Jare later, toe hulle weer in Rome was, het hy ook in hulle huis een van die huiskerke ontwikkel. So ietsie soos wat ons hier, nee, hulle het die huis opgemaak, sê, kom hier na ons toe, ons sal julle vertel. Okay? Die vroeë Christene het nie in kerkgeboue bymekaar gekom nie, maar in huise van gelowiges, omdat hulle getalle nog klein was en hulle nog geen kerkgebou gehad het nie. In daardie informele atmosfeer kon die gelowiges
intieme verhoudings vestig en onderhou. Sien jy Marlies, hoekom ons net nog gesê het, hier is jou nuwe gesin, hier is jou nuwe vriendekring. En dis hoekom ons volgende week nie gaan les hou net nie, ons gaan bietjie kuier en mekaar beter leer ken. Want dis wat dit beteken. Niemand hier judge jou nie. As jy vir iemand hier iets sê, gaan niemand Kersfees dink, oi, okay. Hier kan jy leer om te bid, sodat jy eendag voor jou kinders of jou man voel jy kan aan tafel bid. Want hier kan jy oefen, want niemand van ons ken dit of hou van om vir mense te bid. Waar gaan jy dit oefen as jy nie 'n plekjie het om te oefen? Verstaan julle wat doen 'n gemeenskap van gelowiges? Okay. Die klem val vandag op dit wat tussen 'n man en vrou gebeur. Daarom is die voorbeeld van Aquila en Priscilla des te meer opvallend, want hulle wys vir ons wat deur man en vrou saam kan gebeur. Die effektiwiteit van hulle werk getuig ook van 'n besondere verhouding tussen hulle. Hulle gasvryheid was vir menige een die deur na verlossing. Die Christelike huis is vandag nog een van die kragtigste instrumente vir die verspreiding van die evangelie. Sal jou gaste Christus in jou huis vind? Sien julle wat het ek gesê van dis nie die kerk, dis nie die kerk wat mense die Here sien nie, want ons almal het ons heilige gesiggies op by die kerk, ons almal kan vir 'n uur voorgee, die mense gaan Christus soek, daar waar jy die dag leef. Hy gaan kyk hoe behandel jy jou meisie as jy sê jy is 'n Christen. Hy gaan kyk hoe behandel jy iemand wat voor jou indruk in die straat, hè? Of op my grasparkeer. Of op Marlies se nuwe grasparkeer, né? Dis waar Christendom en Marlies, dis nou iets wat jy moet hoor. Sit te sê as jy sondig gedoop word, jy gaan nou die res van jou lewe nie foute maak. En jy gaan nog baie foute maak. Maar die verskil is, jy gaan vir die Here sorry sê as jy kwaad geword het. En jy gaan die vrymoedigheid om vir die persoon ook te gaan jammer sê, want anders sê, ja, jy sê jy's Christen en kyk wat doen jy. Nee, hulle is vinnig om vingers te wyf. Al verskil tussen 'n Christen en 'n nie-Christen is jy met die kat sê om sorry te sê. Dat verhouding beter is, belangriker is, as wat gebeur. En dit wat ek julle net nou gesê het, laat party mense jou laat goed in die Bybel raak sien, so sê nou maar, iets wat jy gedink het is 'n verskriklike sonde. Mens judge nie die persoon, jy judge die sonde. As jy met daai oë na iets kyk, want die Here het gesê alle sondes is ewe sleg. Né? Dan judge mens nie so maklik. Selfs nie eers die dominee wat op die preekstoel staan nie, want hy is ook net 'n mens. Goed. So daar kan julle nou 'n bietjie as julle Handelinge gaan lees. Onthou, Handelinge is geskryf vir gemeentes. Okay. En as julle net een bladsytjie omblaai by die huis, gaan kyk bietjie, hier is 'n hele stuk geskryf oor Apollos. Kyk. Julle weet nou, hy was 'n disipel van Johannes die Doper. So kan julle bietjie begin sien hoe Openbaring in die middel van die Bybel bietjie bymekaar. Okay, onthou, ek het gesê, ons kan nie net die einde van die boek lees in die begin en dink ons verstaan die storie. Goed. Enige vrae? Is julle reg? Kan ons afsluit? Goed. Die oogies. Of jy kan vir my kyk, ek ken nie hom. Pat bietjie hande. Ons is mos nou 'n gemeenskap van geloof. Dankie Here dat U vir ons sulke normale, gewone mense in die Bybelse stories vir ons vertel. Wat dit nie mense is wat nooit foute gemaak het, of wat heilig was, of wat... Dis gewone mense soos ons, wat elke dag foute maak. Dankie dat U vir ons lief kan wees, net soos ons is. Here, mag ons weet, dat ons bordjie moet sê, ons is op pad om te word wat U in ons sien. Ons is nooit klaar nie. Ons kan elke dag, al val ons, kan ons elke dag weer opstaan en weer probeer om meer en meer soos U te wees. Dankie vir al die liefde. Amen.